Weereens welkom. Ek is Petrus en hier praat ons net die waarheid. 'n Vanaand se onderwerp: kan ons as mens die Here God en sy handelinge beoordeel? Julle ken seker die verhaal van Job. Kom ek verfris julle geheue weer 'n bietjie. Job was 'n baie vrome man voor die Here. En hy het die Here gedien. En was regtig, die Here was beïndruk met hom. Hy het so vir Satan gesê. En toe het die Satan mos vir die Here gevra, maar gee hom vir my. En dan sal ons sien, laat ek met hom kan maak wat ek wil. En die Here het gesê, ja, dis reg. Want hy het soveel vertroue in Job gehad. En die Satan, hy het vir die Satan gesê, maar jy mag hom nie aanraak nie. En verder het hy alles verloor. Eerst sy kinders. En toe verloor hy sy vee. En uit al sy besittings het hy verloor. Sy huis, sy alles. Vat dit in vandag se lewe, jy verloor jou kar, jy verloor jou huis, jy verloor jou werk. En alles gaan net verkeerd. So was dit met Job. En of dit nie genoeg is nie, toe gaan die Satan terug na die Here toe. En hy sê maar, hy is nog steeds 'n vrome man, sê die Here. Deur al hierdie dinge. Hy sê maar, raak sy liggaam aan. En sekerlik, hy gaan nie vloek. En die Here het hom gesê, maar doen so. Maar jy spaar sy lewe. En so het dit gebeur. En Job het begin bose swere kry. En hy het regtig begin siek raak. Sy vrou het op 'n stadium na hom toe gekom en gesê, ag man, vloek die Here en gaan dood. En hy sê, soos 'n dwaas praat, so praat jy. So het Job vasgehou. Maar hy was ook net 'n mens, soos ek en jy. Op 'n stadium het hy op 'n ashoop gaan sit, en hy begin die swere krap. En toe begin die vraag. En hy die Here begin bevraagteken, en nie regtig vir sy bestaan nie, maar vir dinge wat gebeur. Hoekom? Ek het alles goed gedoen wat u verwag, het ek gedoen. Maar dit gebeur. En so is ons vandag. Dis hoekom ons moet besef dat die Here laat dinge oor ons toe, want hy is in beheer. En nou gaan ek vir julle lees, hoe in beheer is die Here regtig. Hierso in Job 12, vers 7 tot 12. Opskrifie sê sekerlik, God bestuur alles. Dit leer die natuur en die ervaring. Maar vra tog vir die diere, dat hulle jou leer, die voëls van die hemel, dat hulle jou te kenne gee. Of spreek die aarde aan, dat dit jou leer, en laat die visse van die see jou vertel. Wie weet nie deur al hierdie dinge, dat die hand van die Here dit gemaak het nie? In wie se hand die siel is van alles wat leef, en die gees van alle menslike vlees. Moet die oor nie woorde toets, soos die verhemelte spys proe nie? By die grysaards is wysheid, en in die lente van dae is verstand. Dit wys vir jou dat alles is in die beheer van die Here. En ja, ons mag vra, maar ons moet besef dat die Here alles in sy hand het. Ek en Zerda het nou die dag, my vrou, praat ons, en sy sê, dink net bietjie daaraan. As jy sandkorrel in jou hand sit, hoe klein is jy regtig teen die Here en sy almag? Want dit is hoe ons is.
En as ons onsself teen die natuur meet, ons as mens is niks. As die Here ons nie beskerm en bewaar nie, dan het ons 'n probleem. Dis hoekom ons die Here nodig het. En dan gaan vir julle lees, want Job, soos hy so met die Here redeneer het en goed, het die Here met hom gepraat. Net soos hy met ons ook sal praat, as ons hom toelaat. En hierso sê hy vir Job, dit is dan Job 38, vers 4, waar was jy, toe ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het. Wie het sy afmetinge bepaal? Jy weet dit mos. Want ons leer mos die wetenskap en die biologie. Ons dink ons weet baie. Maar hier vra die Here om. Of wie het daaroor die meetsnoer gespan? Waar is sy fondament klippe op ingesink? Of wie het sy hoeksteen gelê? In vers 33 vra hy, ken jy die wette van die hemel? Of kan jy sy heerskappy oor die aarde bestel? Kan jy jou stem na die wolke verhef, sodat 'n oorvloed van water jou oordek? Kan jy die bliksems uitstuur, sodat hulle heen gaan en vir jou sê, hier is ons? Wie het wysheid neergelê in die wolke? Of wie het verstand gegee aan die wolkegevaarte? Wie kan die wolke met wysheid tel? En die watersakke van die hemel, wie giet hulle leeg? As julle dink, toe ons kinders was, ons het baie keer gepraat van mannetjies wat emmers uitgooi in die wolke. Dan lag 'n mens daaroor en dink jy, dit moet seker so iets wees. Maar hier vertel die Here jou, dat hy is in beheer. Daar bestaan nie sulke goed soos mannetjies en goed wat daar in die hemele is nie. Dis die Here en sy engele. En dan wil ek vir julle lees waar Job tot 'n punt gekom het, waar hy toe bely en homself bekeer voor die Here. Want as ons in daai toestand kom, ja, dit is moeilik, ons is mense. Jy kom, jy raak op 'n ashoop, maar die Here kan jou optel daar, as jy toelaat. Nou gaan ek vir julle lees daar. En die Here het Job geantwoord en gesê, wil die berisper met die Almagtige twis? Laat hy wat God teregwys hierop antwoord. En Job het die Here geantwoord en gesê, kyk, ek is te gering. Wat kan ek u antwoord? Ek lê my hand op my mond. Eenmaal het ek gespreek, maar sal nie meer antwoord nie. Ja, 2 maal, maar ek sal nie voortgaan nie. Hy gaan nie verder die Here meer vra nie, want die Here het hom genoeg geantwoord. En ek wil hê dat julle moet hierso ook hierdie dinge weer gaan lees. Job 38, 39, Job 40 tot by 42, dan sal julle sien hoe Job tot inkeer gekom het. So ja, dit is my gedagte vir julle vandag. So bly in die waarheid en blessings.